Goeiemôre. Heerlik om vandag met jou te kan gesels. Die datum van hierdie gesprek is 15 Oktober. En ek wil vandag afsluit met hierdie vergelyking van wat is die eintlike waarde en verskille tussen verlossing teenoor koninkryk. Dit is moontlik dat ek reeds tevore op hierdie platform bedien het oor dit wat ek nou wil deel, maar hierdie is 'n goeie afsluiting vir die laaste paar weke se gesprekke en boonop 'n boodskap wat ons nie net 1 of 2 keer moet oorweeg nie. Wat ek vandag hier wil deel, is iets wat ons gerus voortdurend in gedagte kan hou. En ek wil nou eers bid, dankie Vader, dat ek weet dat U my gevra het om nou hierdie reeks af te sluit met hierdie gedagte. En ek bid, gaan voor my uit. In die naam van Yeshua, Vader, gaan asseblief voor my uit. En dat U elkeen se hart sal gereed maak om die volheid wat ek selfs nie eers hierin aanspreek nie. Vader, kom U en kom maak in elkeen van ons binnekant oop die volheid van dit wat U wil dat ons sal verstaan, van dit wat ek vandag hier bedien. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Asseblief Vader, dankie. Amen. Kry gerus vir jou skryfgoed reg, hoor. En skryf neer wat ek nou met jou gaan deel en gaan bid self deur die aantekeninge. Wat ek nou bedien is gegrond op Matteus 24:14 en die boodskap hiervan is iets wat regtig ons hele wandel met ons Vader moet rig. Daarom, maak asseblief erns daarvan en maak dit jou eie. Matteus 24:14 lees as volg. En hierdie evangelie van die koninkryk, hoor mooi, hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Daar was 'n dag toe ek hierdie teksvers gelees het en skielik was ek getref deur die uitdrukking evangelie van die koninkryk. Ek het dadelik geweet dat ek die evangelie van verlossing ken. Maar wat is hierdie evangelie van die koninkryk? Ek dink beter as ek skryf. Toe skryf ek op 'n bladsy voor my, so in die middel bo, die woord evangelie. En ek maak toe na links en na regs 2 pyltjies. Na links skryf ek toe die woord verlossing. En aan die regterkant die woord koninkryk. Want dit is waarvan ek lees in Matteus 24:14, evangelie van die koninkryk. En toe gebeur 'n ding. Ons Vader het deur sy gees die prentjie vir my behoorlik oopgebreek. Skryf gerus neer. Die woord evangelie in die middel van die bladsy, links verlossing en regs koninkryk. Vader het my toe laat besef dat die simbool van die verlossing is die lam. Maar die simbool van die koninkryk is die leeu van Juda. Eers moes ons Messias soos 'n lam ter slagting gelei word. Hy het gesterf aan 'n kruis. Hy het ter helle neergedaal. Hy was dood vir 3 dae. En toe staan hy op uit die dood, uit die plek waar die vyand hom vasgehou het en die leeu kon brul, want hy het opgestaan. 'n Volgende ding. Skryf onderkant die lam. Deur. Want verlossing is die enigste deur waardeur enige een kan ingaan in die koninkryk van God in. Dit is die enigste toegang. Die verlossing. Daarteenoor vra die evangelie van die koninkryk, die evangelie van die leeu, vra van ons 'n wandel, waar daar 'n deur in is aan die kant van die verlossing, word die deur 'n wandel aan die kant van die koninkryk. En hierdie wandel hou nooit op nie.
Hierdie wandel vra dat ons koninkryksbeginsels sal ontdek, sal leer en dat ons daarvolgens sal lewe en nie volgens die beginsels van die wêreld nie. Dis die wandel. Daarna kom aan die kant van die verlossing mercy, genade, wat kom deur die bloed van die lam. Maar daarteenoor aan die kant van die koninkryk kom die krag van grace. Grace, daardie ander deel van die betekenis van genade, wat sê, die krag van die opstanding het deur kruis tot by ons gekom. Dit het deel van ons geword. Aan die kant van die verlossing, die volgende reeltjie, hierdie verlossing is vir die lost. Daarteenoor, die evangelie van die koninkryk is vir the body of Christ, die kerk. Hierdie evangelie van verlossing in die volgende reeltjie kos Jesus alles. En dit kos my niks. Dieselfde lyntjie aan die kant van die koninkryk. Hierdie body of Christ kerk ding kos Jesus niks, maar dit kos my alles. Onthou, die koninkryk is for the body of Christ, en dit kos Jesus niks, want hy het klaar oorwin. Maar as ek wandel in die karakter van die leeu, wat voortdurend op die uitkyk is om nie toe te laat, dat die vyand met my lewe kom mesmerise nie, dan sê ek vir jou, is dit waar ons wandel ons heen neem. Hoe kom ek dan nou van die een kant na die ander? Onthou, ek het dit onder mekaar neergeskryf, en dit was soos 2 kolommetjies, en ek het die besigheid so gesit en kyk die dag, en ek het vir Vader gevra, nou, maar hoe kom ek van die kant van die verlossing na die kant van die koninkryk? Hoe gebeur dit in my wandel met u? En toe sien ek, hoe teken ek 'n brug. 'n brug wat so boogbrug het ek geteken. So van links na regs. Met ander woorde, ek gaan oor hierdie brug stap. En ek vra vir Vader, nou maar, wat moet op hierdie brug gebeur? En hy gee vir my 1 Johannes 2 vers 12 en 13. I am writing to you, little children. En ek besef, daar waar ek op daai brug opstap, is ek a little children of a little child. Because for his name's sake your sins are forgiven, pardoned through his name, and on account of confessing his name. Is dit nie waar ons almal begin nie? Little children, because for his name's sake, you are forgiven. En hierdie kant is die kant van die lam. En as jy oorstap na die ander kant toe, stap jy na die kant van die leeu toe. Selfe teksvers, 1 Johannes 2 vers 13 hierdie keer, sê hy, I am writing to you, fathers, because you have come to know, recognize, and be aware of, and understand him who existed from the beginning. En dit is nommer 3. Met ander woorde, die little children was nommer 1, fathers is 3, nou wat is 2? 2 is die volgende. I am writing to you, young men. Haha, sien jy dit? Little children, young men, fathers. So moet ons groei in die gees. Ek lees verder. I'm writing to you, young men, because you have been victorious over the wicked one. En dan staan nog weer terug na die eerste groepie toe. I write to you, boys, lads, because you have come to know, recognize, and be aware of the Father. Hoeveel van ons sit nie vir te veel jare by daai enetjie vas nie? Bewus van die Vader, ons weet van die Vader, maar ons groei net mooi nêrens heen nie. Dit is wat ons moet verstaan. Nommer 1, little children, die wat weet dat hulle sonde vergewe is. Wonderlik om dit te weet, maar ons kan nie daar bly nie. Boys, because you have come to know the Father and be aware of the Father. Dis aan die begin van die brug. En as jy so oor die hoogste punt van die boog gestap het na die ander kant toe, dan kom jy by 3 en 4. Nommer 3 is young men,
who have been victorious over the wicked one. Wat leer om Satan nie toe te laat om woer te speel met ons lewens nie. En dan nommer 4. Knowing, dit is nou fathers, dit was little children, boys, young men, en dan nommer 4, fathers. Knowing the complete Godhead, Him who has existed from the beginning. Ag, sien die groei, van 'n klein kindertjie, na 'n meer selfstandige kind, voordat ons ook in die gees die stadium bereik van jong manne, wat die vyand herken en leer om hom teen te staan, totdat elkeen van ons uiteindelik op 2 voete in die gees kan staan, omdat ons die volheid van ons Vader God ken. Hoe kom ons daar? Waar ons met sukses oor hierdie geestelike brug geloop kry. Ek het weer 3 dinge. Ken die een wat jy aanbid. Hoe? In die woord. En leer sy karakter ken. Dis ook waar my hele studie van sy karakter vandaan gekom het. In die tweede plek, ontdek vir jouself asseblief oorwinning oor die vyand en pas dit toe. Met ander woorde, moenie net na preke en boodskappe daarvan luister nie, pas dit toe en ontdek hoe dit werk. Dit gee vir ons spiere in die gees. En wie die derde ene? Sterf onsself. Kleinserigheid, eie geregtigheid, dit bring mee geen geregtigheid in die Vader nie. Mag ons Vader se geregtigheid ontdek en dit uitleef. En ek wil graag afsluit met Romeine 14 vers 17 tot 19. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien. Dit was Romeine 14 vers 17 tot 19. En dan ook asseblief 1 Korinte 4:20. Want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Dankie Vader. Dankie Vader. Dit is u waarheid. Vader, met my hele wese bid ek, in die naam van Yeshua, breek u asseblief self die wonder en die diepte van hierdie boodskap oop vir elkeen wat ooit aan ons sal luister. Dankie dat u dit aan my toe vertrou het en ek kan dit nie vir myself aan die Vader, maar deur u Gees alleen kan dit uitgaan en 'n verskil bring in mense se lewens. Ek bid dat u deur die krag van u Gees hierdie boodskap dra, tot dit leef in elkeen wat daarna luister. Aan u Vader al die eer en aanbidding, want aan u kom die eer toe, aan u alleen. Dankie dat u vir ons ook oorwinning beplan het, en dat dit u roete is vir ons. Help ons om dit waaragtig te ondersoek en daarop te stap. Halleluja, amen.